Vanmôre wil ek hierdie boodskap bring vir elke man wat hier sit is en elke vrou, is dat jy sal verstaan hoekom sy hier is. Sy is nie net hier om jou vloerlap te wees, om net die ribbietjie genoem te word, en jy sal doen wat ek sê nie. Dis nie hoekom sy hier is nie. Sy is hier want sy het pryse kom betaal, sodat jy die vrugte kan pluk vir wat sy kom doen het. En die groot geheim is jy gaan nie net die vrugte pluk nie, jy gaan dit vir julle pluk, vir die vrou wat agter jou staan. So vanmôre wil ek graag 'n gedeelte met jou deel, en ek gaan maar saggies praat vandag, want dit is Moedersdag. Ek mag nie skreeu nie, en ek mag nie te excited wees nie. So ek wil hê jy moet elke woord inneem wat ek gaan gee vanmôre. Vir jou as 'n weduwee, daar's baie mensies wat ek weet is seker nou nie hier nie, want dit is mos nou Moedersdag. Maar afgesien van alles, ek het self 'n moeder, ek is 'n swak seun, ek sal haar na die tyd bel. Maar ek dink ek gee die ander 6 eerste kans, en na die tyd sal ek die mooiste woordjies vir haar gee, okay. Maar ek het daar in my skoonma geluk gewens vanmôre, prys die Here, kan ek 'n handeklap kry vir myself asseblief? Ou Anna, wag vir daai oproep. Sy gaan my eers uittrap, en dan kan ek 'n beurt kry. Okay. So nee, ekskuus, ek was eers kantoor toe gou vanoggend goed gedoen, so maar ek is hierso. Moedersdag is nie 'n dag om die skepsel bo die Skepper te vereer nie. Dis nie wat ons doen op 'n Vadersdag of 'n Moedersdag nie. Dis nie om die Skepper te verheerlik of die skepsel bo die Skepper nie, maar die Skepper bo die skepsel. Was dit nie vir die Skepper nie, het jy nie 'n vrou gehad nie, en sou daar nooit nageslagte gewees het op hierdie aarde nie. Maleagi 2 vers 15, so ek het so 'n paar goed uit die 83 vertaling uitgehaal, net om dit vir jou maklik te maak vir die vrouens vanmôre. Die Here het 'n man en vrou een gemaak. Jy kan my help daarso Dani, hoor, ek het dit nou nie vir jou gestuur nie, maar Maleagi 2 vers 15. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en een in gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat gaan doen? Om hom te verheerlik en te aanbid en te eer. Daarom het God 'n man en 'n vrou gemaak, nie vir Sarie en Saintjie nie, ook nie vir Jannie en Steve nie. Hy het gemaak man en vrou, sodat daar 'n nageslag kan wees om God te verheerlik. So manne, vroue, jy kom uit vlees om vlees te wees. Jy was nie geplant soos 'n mosterdsaadjie om die grootste boom te wees nie. Jy was amper seker mosterdsaad. Jy was 'n saadjie gewees om mens te wees, sodat jy eendag groot word en kan lief word. Nou ek wil ietsie deel. Ek hoop so Andrea kyk die preek, en ek het iets by my dogters kom leer. Ek kon nooit verstaan hoekom 'n meisie op 14 begin man soek. Op 14 wil hulle man soek. Ja. Maar ek het iets besef dat die Here het 'n vrou uniek gemaak. Wonderlik gemaak. Ek sê altyd, 'n BMW het mooi kurwes, maar my vrou se is beter. Ekskuus, ek moes dit hier, ek moes 'n belydenis doen. Ek dink almal is op dieselfde bladsy. Sê weer? Ja, moenie hard praat, hier is mense wat dit hoor. Hy staan op sy sy daar by die huis, hy het 'n pothol geslaan laat dit naar staan. Maar hier is iets wat gebeur. Hy pap wiele. Hier is iets wat gebeur is, toe Andrea eendag groot word, sy was so 15 of 14, toe begin sit sy by ons in die bed. Ons is so gesinstyd by die huis, en sy kon sit by ons op die bed altyd, dan kon sit sy in Karine gesels. En sy sê vir haar ma, mamma, pappa, ek bid dat ek eendag die regte man het, en laat Stefan vir my die regte man sal wees. Ek het so daarteen geskop. Ek was moeilik. Sê, jy moet nie ons gekoring nie, bang dat ding in jou huiswerk. Het jy al wiskunde gedoen? Ek dink jy nie moet nou kamer toe gaan dat jy gaan leer nie. Kry hierdie gesprek in die huis uit. Uit die huis uit. Wyk Satan, uit my kind se ore uit. Ja, die flipping ding maak hulle mal op skool. En hier gebeur 'n wonderlike ding. Ek kon dit nie verstaan nie, maar ek moes ook leer as 'n pa. So eendag wanneer ek kleinkinders het, en Stefan wil vir hulle gesê, hy bly stil. Bly stil. Dis in jou vrou se bloed. Jy het haar gekies. Bly stil.
'n vrou is gemaak om liefgehet te word. Sy soek liefde. Sy soek jou aandag. Sy soek dat jy haar moet hoor. Sy soek nie om te hoor, daar's nie genoeg sout in die kos nie. As daar nie is nie, gaan haal die soutpotjie en voeter 3 teelepels in jou rys. Maar jy moet dankie sê vir die moeite wat sy gedoen het, ten minste het sy vir jou rys gemaak. Kry julle sulke mans? Nou ek moet bely, ek het nou die oggend eet ek hou, na gym moet ek 'n bietjie oats eet, ek is mal oor oats. En toe is daar nie sout in die oats nie. Check, hier is nie sout in die oats nie. Ok, hier is die potjie. Practice what you preach. Dankie my engel, ek gaan dit nou lekker, prys die Here, amen, amen. Jam, dis baie lekker, hoor. In ons huis gaan jy nooit vervelig wees nie. Manne, die baarmoeder, jou moeder is uit wie jy is. Dis iemand wat nie daar is om getrap te word nie. Dis iemand wat daar is, wat lewe geskenk het, en dis die lewensgeskenk van Jesus. Amen. En as jy nog nie kinders het nie, wees nie bekommerd nie, want God het 'n plan met jou. Jy was in haar, jy is die DNA van haar, totdat die dood jou skei. Het jy al gedink wie elke vrou is, manne? Het jy al gedink wie elke vrou is? Hoe is dit dat ons ander mense se vrouens beter behandel as ons eie? Hoe is dit dat jy by die werk meer respekvol praat met jou kollega wat 'n dame is, as die dame wat by jou huis vir jou sit en wag? Het jy al gedink die pryse wat elke mamma gemaak het vir haar kinders, wanneer jy by die werk is? Manne, het jy al gedink wanneer 'n geskeide vrou moet werk, en sy moet by die huis kom, en self plan maak om vir daai kind te sorg, self plan maak om kos te maak, en steeds veg ons en skeer ons hulle uit mekaar. Dis nie om God al geskape het nie. Wat het die mens in Genesis vir Eva genoem? Wat het hy al genoem? As jy gaan lees in Moses 11 vers 12, gaan hy sê jou slawedrywer. Mag jy julle Bybel oop op Moses 11. Dis mos die sê goed wat ons as manne sê. Ons wil verby die skrif gaan, ons wil ons eie skrif inbring. Dis nooit wat Adam vir Eva genoem het nie. Hy het gesê, die mens het sy vrou Eva, manne, luister, moet nou nie vir haar sê Eva, as sy jou laat val het vandag nie. Omdat jy nou kwaad geword het, jy kan nou nie, Eva, jy het my nou die vrug van die boom laat eet nie. Jy kan nie dit doen nie. Haar naam was Eva, jy moet sê my skapie, my duifie, my liefie, weet jy wat, ek het bly lief jou. Hy het nie gesê, jy mag nie strei nie. Hy het gesê, is hoe jy haar hanteer. Het jy geweet, onthou julle, ek is besig met Romeine, ons gaan volgende week aan, Romeine van words, acts and deeds. Kan ek vir die manne iets sê? Die grootste, dames, as jou man sê, jy sit nie op my kop nie, moet jy gaan ondersoek instel. Laat jy na iemand toe gaan vir hulp, laat ons jou bo op jou man se kop kry, want Spreuke 12 sê, jy is die kroon van sy hoof, en waar hy draai, gaan die kroon draai. Het jy geweet hy kroon, ok, hulle het nou bene en lang hare, maar hy bene het nie geskop om die kop te draai nie. Die Here het jou 'n lekker dik vet nek gegee, kerels, sodat jy die kroon draai, nie sy nie. Sy's nooit gemaak om 'n huishouding te lei nie, jy's gemaak om die huishouding te lei, en haar te lei, en te leer, en lief te hê. Nee, Obi. Dames, jy is uniek. Ek wil dit vir elke vrou sê wat hier sit, elke jong meisie wat hier sit vanmôre. Jy is uniek. Jy is kosbaar. As mamma met jou beklei, kan pastoor jou iets gee wat sê die woord van die Here in Spreuke van 'n ma.
Sy gaan dit doen, want sy's lief vir jou. Nee, Britsie. Dankie. Pastoor is lief vir jou, hoor. Ek kyk sommer na jou, ek voel sommer in my gees, mamma het met jou beklei. Sy met jou beklei hierdie week? Nee, okay. Jy is nie net 'n beeldskoon skepping nie. Kan ek gou vir die manne iets sê? Jou vrou is 'n mooi vrou. Jy was die keuse vir haar en sy jou keuse. Jy is veronderstel om elke dag te sê, jy lyk pragtig. Al sit sy nie eyeshadow en lipstifie aan nie, moet sy steeds vir jou mooi lyk. Sy hoef nie iets te doen om mooi genoeg te wees vir jou nie. Jy het haar gekies vir wie sy is, nie vir wat sy het en kan bied nie. Jy het 'n beeldskoon skepping in jou dames. Jy is die skoonheid gemaak vanuit die hande van 'n lewende God. Jy is mens. Jy is mens wat mens kan voortbring. Jy's regtig nie 'n alien nie. Dis wat die manne, ek het nou die dag gehoor, een man sê, of ek dink dit was een van die kinders wat gesê het, ons is soos aliens. Jy kan nie dit sê nie. Jy's 'n kind van jy's geskape om iets voor te bring wat genoem is lewe uit God se hand uit. Jy is 'n mens, die gom van die huishouding. Jy is mens, kan ek hierdie noem, die woord middelaar tussen pa en kind. Ek het my ma jammer gekry, sy het 7 kinders gehad. Weet jy hoe moeilik was dit om vir al 7 verskillende persone in te staan by pappa? Toe ek so 8 jaar oud is, toe sê sy vir my, jy's op jou eie. Sy het net die kans gesien vir my, en sy kan nie, kan nie. Jy deweld is op jou eie. Ja, hallo pa, kyk, kom ons doen dit en kry klaar. Weet jy hoeveel pryse moes Anna Remerta Libbe vir haar kinders gee? Klink dit bekend daar by jou, Frans? Het jou vrou vir jou kinders ingestaan daar by jou? Klink dit bekend? Enige huis? Jy is mens, 'n vleeslike kettingskakel, maar ook in gees, wat 'n verbintenis in jou huishouding aan mekaar hou. Het jy al gesien in families, wanneer die pa dood is die gesin nog by mekaar, wag tot die ma dood is, dan begin die skoonfamilie. Hulle raak almal kwaad en niemand kom by mekaar nie. Want mamma het nog die familie by mekaar gehou. My gebed is, dat wanneer jou ma sterwe, dat julle eens as gesin steeds by mekaar kan bly. Want sy het jou kom leer en formeer wat dit is, liefde in 'n huis. Jy is mens, dame, wat soos 'n hen haar kuikens toefou en beskerm. Jy is mens, jy het self foute, maar die foute van jou man en jou kinders sien jy somtyds oor. En ek wil die manne smeek vandag, ongeag die foute van jou vrou, sien oor en toon genade met deernis. Sy's jou vrou. Jy is mens, jy soek die beste vir jou man en jou kinders. Gebed en smeking voor God toon hoe jy 'n ware, eerbare vrou moet wees. En dit is wie jy is. En ek dank die Here vir dit wat jy doen, wat jy toegeëien het vir Andrea sal ons nou maar sê 24 jaar. En vir Karlien sal ons sê 18 jaar. Ek dank die Here, jy het my gered. Jou moederskoot dra volle, waardevolle dele in die koninkryk van die Here. Psalm 139, sal jy dit vir my opsit asseblief, Dani. Ek dink ek het amper alles uit die 83 gesit vir vanoggend. U het my geformeer, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker. En dan sê in vers 15, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. Kan ek die broers en susters hierso vanmôre 'n vraag vra? Was ons by God gewees voor ons formeer was? Het julle vir my die teksvers? Ok, kom ek gee hom vir jou. Psalm 139 vers 16 tot 17. Ons gaan net aan in daai hoofstuk. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe. Hoeveel? Party gaan 20 word, ander gaan 16 word, ander gaan 60 word, ander gaan 30 word. Al my lewensdae. En dan sê hy, was opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal, wat van dit? Al die gedagtes van God oor jou lewenspad. Elke mamma, jou kinders is jou kroos wat aan jou toevertrou is. God het 'n deel van sy karakter in 'n vrou geplaas wat fenomenaal is, en ek wil dit graag met jou deel vanmôre. 'n groot deel in Jesaja 49 vers 15. Maak dit geoop vir my asseblief, Dani. Jesaja 49 vers 15. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie. Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie, sê die Here. Kan ek vandag vir elke kind iets sê, ongeag jou omstandighede en wat in jou lewe gebeur het? Jou ma het jou nooit vergeet nie, en sy sal ook nie. Want sy het 'n gedeelte van God se karakter wat gaan sê, en die Here sê, as sy vergeet, ek sal jou nie vergeet nie. Hier's die wonderbaarlikste deel, 'n mamma sal nooit haar kinders vergeet nie. Sy gaan met dit loop vir die res van haar lewe. Die res van haar lewe gaan jy 'n DNA wees, wat gaan iewers, Werner loop iewers heen. As hy iewers heen gaan, dan stop die mense vir hom, dan ken ek nie eens die mense, dan is hy in 'n ander provinsie of ander, of sê hulle, jene, as jy praat, klink jy net soos daai pastoor Peanut. Hy slaat uit by die boere iewers in Wesselsbron en Hoopstad, ek ken hulle nie. Dan sal hulle sê, is jy nie daai pastoor Peanut se broer nie? Jy lyk soos hy en jy praat soos hy en jy flip en lag net soos hy. En dan bel hy my. Hy sê, hierdie mense, ken hulle jou? Sê ek weet eers van wie praat jy nie. Kan ek vir jou ietsie sê? Of jy nou 'n tweeling is en of jy nou 'n tweeling is wat nie so na aan mekaar is soos hierdie twee en daai ander twee, en jy sit met 'n DNA van Christus se vingerprint deur die geslag van jou vader en moeder. Dis wie jy is in Christus. Jy sal altyd soos een wees, al verwerp jy iemand. Kan ek vanmôre vir elke een wat hier sit, as jou mamma nog lewe, tel op jou foon of stuur net 'n WhatsApp, al wil hulle jou nie antwoord nie, wees die beter ene. Die woord van die Here sê, eer en respekteer steeds jou vader en jou moeder. Al was jy verstoot, sy het jou nooit vergeet nie. Miskien was haar omstandighede swaar. Sy bly jou mamma. Jou bloed, eer en respekteer haar. Jy is deel van haar kroos tot in ewigheid. Jesaja 49 vers 15 sê eintlik, kan 'n vrou haar baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Sy sal nooit nie. Sy sal altyd onthou van jou, sy sal altyd weet van jou, sy sal jou altyd lief hê. Maak nie saak wat 'n pappa en mamma ooit verkeerd gedoen het nie. Ek wil vandag vir elke ouer wat hier is sê, gaan na jou pa en jou ma toe, wees lief vir hulle. Onthou, jy word ook oud. En onthou, moet nooit sê, jy kan nie foute maak nie. Ons is almal mens. Eer jy vanmôre jou mamma, want sy's daar by jou. God het haar geplant vir 'n rede, en jou in haar geplant. Sy het jou voortgebring vir 'n rede. Niks was ooit te vergeefs nie.
God gee opdrag in Deuteronomium 6. Ek wil eers hierdie deel. 'n Mamma laat jou veilig voel. Jesaja 36 vers 13 asseblief daantjie. Jesaja 66 vers 13 sê, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek die Here julle veilig voel. Dis karakters wat 'n mamma het. Het jy al gesien as iemand aan jou kind vat, wil jy net skool toe gaan? Nou, ek het 'n willeskootbal. Sy tel jou op, laat jou voetjies in die tone en in die lug hang as jy in iemand se kinders vat. Kyk, sy sort jou uit op hoed. Sy gooi 'n klip en sy gooi 'n baksteen. So lief is sy vir haar kinders en kleinkinders. Kan julle glo sy het my lief? 'n Moeder leer haar kinders lesse. Papa, wanneer jy by die werk is, dan kom jy by die huis en vra jy, wat het hier gebeur? Hoekom lyk die dinge? Het jy al gekyk wat het mamma gedoen vandag? Gryp jy dan 'n bietjie die afstoffer of die stofsuier en begin suig? Het jy al gesien wat het jy geweet kinders groot maak is nie maklik nie? My vrou maak nog steeds een groot en hy is al 44. Is dit waar? Julle het engel. Ek is 'n baie hiperaktiewe mens. Ek dink en doen, dan besef ek later, ek moes eers deurdink, ek moes nie dink nie. Okay, so sy maak my nog steeds groot. My ma het gesê, aan dan op 8, jy vat oor. Alright, ek wil net iets vir jou leer vanmôre. Deuteronomium 4 vers 9 sê, neem jou net in ag. Wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het, en dat jy jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Besef julle hoeveel werk is op die hande van 'n vrou? Sê jy vir my, wie besteed die meeste tyd met die kinders? Mama. Mama. Is ek reg as ek so sê? Julle gaan nou sien, ons gaan by Vadersdag kom, dan gaan ek die groot rol en die karakters van die vaders wat hulle van God het. Dis groot verantwoordelikheid. Hierdie mamma het haar liggaam geoffer vir jou. Wakker gesit in die nag om jou te voed. Sy's moeg deur die dag, maar nog steeds sal sy iewers heen gaan om jou te borsvoed, sodat jy nie moet honger ly nie. God gee opdrag in Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 om ons kinders te verskerp met sy gebooie. Mamas, leer die kinders, praat met hulle in die huis, as julle op die pad is, wakker is of gaan slaap, leer hulle gedurig. Dis eintlik wat Deuteronomium 6 ons kon leer, die werk van 'n moeder. Hulle bly die kinders leer in onderrig. Om 'n vrou te wees is taaf hoor. Jy het jou kinders in, dan sit jy nog met daai grootte by die huis. Om 'n vrou te wees is nie maklik nie. En ek wil dit graag by die manne inbring vandag. Om vrou te wees is nie altyd so eenvoudig nie. Daar's baie pryse wat sy betaal dat jy vandag kan eet. Daar's baie pryse wat sy betaal, wat sy nie eers vir haar klere koop nie, sodat jy geklee kan wees. Daar's baie pryse wat sy betaal en nie eers eet nie, want sy weet haar kinders moet vandag eet. Kinders, jou mammie se onderwysing moet jy nooit verag nie. Die woord van die Here leer my dat wanneer jy na die onderwysing van jou ma luister, is daar 'n ewige prys vir elke jong seun en dogter. Kom ek wys dit gou vir jou. Spreuke 1 vers 8 tot 9, die 53 vertaling. Spreuke 1 vers 8 tot 9. En hy praat hier en hy noem die seuns. Nou in die Bybel gaan hy nie sê dogters nie, hy verwys alles na die seuns. Prys die Here, daar's die vroue engele nie, hoor, ek sê dit net vir julle. Hy verwys na seuns. Okay. Hy verwys na seuns. So ek wil ietsie vir julle gee. Het julle geweet, daar's net 'n doodse stilte vir 30 minute in die hemel? Het julle dit geweet? Ek sal dit vir julle kom leer in die Bybel. Daar's net 'n stilte vir 30 minute. Jy gaan sien, na daai trompet blaas en die vrouens kom in. Pastoor spot het, hoor. Weet julle wat, lag 'n bietjie. Trek vir my bietjie julle gesigte skeef, laat ons lyk of ons bietjie in die huis van die Here is. Okay, lag 'n bietjie, lag 'n bietjie, lag 'n bietjie. Spreuke 1 vers 8 tot 9 sê, my seuns, luister na die tug van jou vader. Wat beteken tug? Onderrig. Hy gaan jou 'n bietjie onderrig. Hy gaan jou 'n bietjie soos Gatiep laasweek gesê het vermaan.
Hy gaan jou 'n bietjie vermaan met Handelinge 5, né? 5 fingerprints. Okay? En dan sê die woord van die Here die volgende van die vrou. En hy sê, kinders, verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Want dit is 'n lieflike kraans vir jou hoof en 'n suurlike kettinge vir jou hals. Pastoor, wat beteken dit? Dit beteken dat die onderrig van ouers en die aanneem van wysheid jou lewe versier en jou karakter sal mooi maak, sodat jy geliefd kan wees, sodat jy suksesvol kan wees, sodat jy kosbaar en spesiaal kan wees. Ek het jou mamma ontmoet regtig waar hierdie week. Ek wil vir jou sê, ek dink jy het 'n wonderlike ma, hoor. Sê vir jou ma, ek dink sy's die beste puikste tannie wat ek gesien het. Agter mekaar. Okay, maar vryf dit dan nie in nie. Die leer eerbiedigheid en respek, dis wat dit ons leer. Mamma het groot sake en take wat baie pappas werk. Spreuke 22 vers 6, maak dit vir my oop asseblief Dani. Spreuke 22 vers 6. Oefen die seuns volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daarvan nie afwyk nie. Caroline sê gisteraan vir haar ma, sy sê, kyk, daai kind in musiek is iets verskrikliks. Sy het 'n versagie bloed in haar, of 'n libbebloed. Hier's iets wat gebeur. Daai kind sy kan net nie anders nie. Sy sit in hierdie groot kerk, sy's hulle drummer daar. Sy sê, pappa, dis massief, dis so lekker om vir die Here te doen. En sy sê gisteraan vir haar ma, sy sê, mamma, nou luister, wat se liedjie het sy geluister? Ek weet nie, sy het iets van die 80s geluister. Sy like nogal, as sy kommersieel luister, sal sy nogal lekker goed luister, dan maak jou voete so snaaks, nê? En sy sê, en sy ry so, en ewe skielik voel sy aangekla in haar binneste, en sy swaai daai musiek oor na haar geestelik, en sy sê, Here, daar is niks so lekkerder as om die Here se naam groot te maak nie. Die onderrig wat mamma in daai kind gesit het om God te dien. Jy kan nie 2 weë hê nie, jy het 1 wee. Ek wil die Here aanbid met alles wat binnekant my is. En dan sê hy verder, hy sê, oefen die seuns volgens sy eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word daarvan nie afwyk nie. Dit beteken, gee leiding aan die jong mense oor hoe hulle moet leef. En hulle sal ook as hulle oud is, nooit daarvan afwyk nie. Monkey see, monkey do. Mama, jou kinders kyk op na jou. En ek moet eerlik wees vandag, die vrouens veg hard vir hulle kinders. En waar is die pappas betrokke? Ek het baie foute in my lewe gemaak. As ek ooit 'n horlosie kan terugdraai, doen ek dit nou. Maar ek het lesse geleer. Kyk, as Andrea moet kinders hê, daai kinders, hulle moet nie nou na die preek luister, laat hulle 'n ander dag. Laat die kinders eers daar wees. Ek terg altyd vir hulle, sê ek, jy kind moet eers 10 wees voor hy daar kom slaap. Maar as hy kan gras sny, laat hom kom. Dit is 'n grapie, hoor, ek terg hulle altyd. Hier's iets wat gebeur. Ek sê nou vir julle, as daai kind gebore is, gaan hulle nie hulle pa en hulle ma sien nie. Ek is of in Pretoria, of hy kinders is hier in die Vrystaat. Want jy raak, dit is wie jy is. Ek sal wil impakteer in dit wat ek gemis het met hulle. Ek sal wil doen, wat ek nooit kon doen met Andrea en Caroline, sal ek met hulle wil doen. Want ek besef vandag, die harde werk wat my vrou gedoen het vir my huishouding, sodat ek suksesvolle dogters kan hê. Ek kon nooit die kere verstaan as julle in die bad gesit en kuier het nie, maar nou weet ek. Julle het wragtig vir my gebid. Kinders, wat is ons pligte teenoor ons moeders? Kom ons fokus op ons moeders vandag. Ons gaan by die vaders kom. Wat is julle pligte? En julle as groot mense is nog steeds kinders as jou ouers leef. My pa het altyd gesê, jy sal 'n kind bly en doen wat ek vir jou sê tot die dag wat ek dood is, anders wil ek niks by jou hoor nie. Jy sal altyd 'n ouer hê, jy sal altyd 'n seun of 'n dogter bly. Spreuke 23 vers 22 tot 25 sê, luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie, as sy oud geword het nie. Verag haar nooit. Jy gee jou alles vir jou mamma. Koop
koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Met ander woorde, dit is wat mamma die kinders leer, want hy praat van die mammas. En dan sê hy, die vader van 'n regverdige juig baie, en as iemand 'n wyse verwek het, dan is dit hy wat bly oor hom is. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. Met ander woorde, mamma moet nooit teleurgesteld wees in wie sy in hierdie wêreld gebring het nie. Jy's nie gemaak om te faal nie, jy's gemaak om suksesvol te wees in hierdie samelewing. Kan iemand in hierdie huis net sê, prys die Here? My pa het altyd gesê, as jy sleg groot word, het ek nie sleg groot gemaak, jy het gekies om sleg groot te word. Maar as jy toepas wat ek jou leer volgens die woord van die Here, sal dit met jou goed gaan as jy in die weë en die gebooie van God wandel tot in lengte van dae. En dan kom die Here in 'n belofte in Efesiërs en hy sê, en ek sal selfs daar by jou lewe byvoeg. Is die enigste plek in die Bybel wat hy belofte maak en sê, ek sal jou lewe verleng. Ek wil vandag vir elke man en vrou sê wat hier binnekant is. Maak nie saak wat jou mamma gedoen het nie. Kyk, my ma, ek en Niels het nou die dag gepraat, my ma, as ons ek wil nie baie praat, ons was stoute kinders, ja, ons was stout. En die woord van die Here praat in Romeine van stout, ek het julle geleer. As ek die horlosie kan terugdraai as 'n kind, het ek besef wat die woord beteken. As iemand op 'n preekstoel die guts gehad het om my te leer wat stout was, het ek 2 keer gedink voordat ek as 'n kind deur my lewe gegaan het. Stout is een van die grootste veragtelike dinge wat God geen tyd voor het nie. My ma, as ons neefies of ons boeties onder mekaar moes beklei, my ma kweperlatte gepluk. Dan het ons gedans in daai kortjaard. En laat die een die ander een die voeter en vas hy kweperlat, dan gee sy jou 5 hou, dan sê sy, okay, nou moet jy daai enetjie gegaan en dan daai enetjie gegaan. En as jy nie doen nie, dan dans jy boetie. Maar dan die boeties en die neefies onder mekaar, ons mekaar gepiets. Tot ons vir mekaar begin lief word het. Dan begin ons later lag. Vandag as hulle kinders by mekaar kom sê, ons gaan daai kweperlat van Anna haal, jy moet begin met jou dinge. Anna se kweperlat gaan praat in hierdie kort jaar. Luister gou hierso. God het 'n mamma daar gesit om jou te leer wat dit is om in liefde en in harmonie saam met mekaar te leef. Wie in die kerk se naam is Anna? Enige iemand wat sy naam Anna is, steek op jou hand. Here, ek wil net vir jou gesê het, as jou ma se naam Anna is, sterkte. Dit beteken genade. Laat jou vader en jou moeder bly wees en laat sy juig wat jou gebaar het. Elke moeder, ouma of 'n swanger jong mamma, luister gou vanmôre hierna. Jy is meer werd as 'n edelsteen. En ek gaan dit vir jou wys in die woord van die Here. Dame, al het jy nog nooit 'n kind in hierdie lewe gebring nie, het God kinders onder jou geplaas. So goed amper soos jou eie. En jy het 'n verantwoordelikheid met daai kinders in 'n pad wat jy stap, want die instink van 'n mamma sal altyd binnekant jou wees. Altyd. Altyd. Jy's uniek. Jy's kosbaar. Jy's geliefd. Jy is wie God jou gemaak en geroep het om te wees. Vroue, jy is soms soos Hanna in die Bybel, wat haar seun Samuel na God toe wou bring. As ek vandag met my moeder praat, hierdie is volgende maand, die 19de, is ek nie hier nie. Die eerste keer in 20 jaar, wat al haar 7 kinders op haar 70ste verjaarsdag gaan wees, die eerste keer in 20 jaar. En daar's 'n woord, daar gaan baie mense wees, ons het almal, die hele Suid-Afrika is genooi. Ons is 'n verskriklike groot familie. Kyk, gee 'n man 'n vrou en jy bou 'n nasie by ons. Hulle is verskriklik groot. En hierdie woorde wil ek graag vir haar dankie sê. Dankie, dat wanneer ek, en hierdie is die waarheid, wanneer ek soms na sport in die huis gekom het in die nag, in die skoolbus het ons afgelaai, sou ek met my ou sportsakkie inloop saggies, want ek wil haar nooit hinder nie. Dan werk my pappie nagdiens en dagdiens en hy's 3 dae van die huis weg en hy sit onder grond. Dan hoor ek hoe sy elke een se kind se naam bid.
En die Here vra vir guns enig in hulle lewe, dat hulle almal tot inkeer sal kom eens in hulle lewe en hom sal dien, en hom sal behaag en hom sal lief hê, en nooit hulle rug op hom draai nie. En as dit ooit moet gebeur, mag die Heilige Gees ons elkeen knyp. Dis hoekom julle sal hoor ek sê as hy jou eers geknyp het. En as die Heilige Gees jou knyp, laat dit soos 'n bloedkol sal wees wat jou herinner aan die bloed van Jesus, sodat jy nooit die hande van die Here Jesus sal los nie. Ek het gesien hoe my moeder op haar knieë staan, dag en nag, vir haar man en haar kinders. Ek wil vandag vir elke mamma sê, jou gebede dra krag. As ek na my ou moeder moet kyk, sy 70 oor 'n maand, as die Here ons spaar, sy bid vandag nog vir haar kinders, sy bid vir haar kleinkinders by die naam. Ek kan vir jou die beste goue medalje gee, maar daai medalje is nie eers die geld werd vir die werd wat jy my gegee het om mens te wees. Die goedheid, die grootheid, die krag en die liefde. Vandag verstaan ek hoekom sy my so baie gevoeter het. Haar tug het my iets geleer. My ma het nie geglo in 'n sambok nie. En praat terug. Julle het haar nou ontmoet op die toer, né? Het sy gesê, daai kos is nou klaar. Sy kos maak, daai kos dan nie daar oor wees nie. Ek stap weg van die tafel, ek sê, julle almal moet eet, ouens. Ek sê, vrede as ons hier uitgaan asseblief. Ek wil nie hoor, sy bel, jy is nie geëet. Sy het my kom leer wat dit is om 'n man te wees. Sy het haar dogters geleer wat dit is om 'n opregte vrou te wees. Sy het my kom leer wat dit is om jou kinders soos Hanna vir Samuel aan God gegee het, jou terug te gee, jou kinders vir God. Sy het haar woord nagekom aan haar seuns. Ons werk vir die Here. Sy het ons teruggegee aan die Here. Sy het ons nie toegeëien vir haarself nie. Kan ek vandag vir elke mamma sê, gee jou man en jou kinders vir die Here. Die grootste prys wat ons wil betaal, wat ons nie wil betaal nie, is hulle kom uit my, ek wil hom nie gee nie. Gee hom of haar vir die Here. Spreuke 31 leer my, ek gaan nou afsluit. Dit leer my baie aangaande jou as vrou wees. Alles aan jou as 'n vrou spreek van sterk en edel persoonlikheid. Al is daar donker, jy ken geen kommer oor die toekoms nie. Jou knieë staan vas voor die Here en dis hoe ek Wilmarie sien. En ek wil dit graag vir haar gee vanmôre. As jy praat, is dit met wysheid. Jy's baie stil. Jy praat nie baie nie. Sy praat net met my as ons in die bed lê. Sy praat glad nie baie nie. Jy praat met wysheid as jy leiding gee. En wanneer jy leiding gee, en soms is dit maar baie reguit, maar ons weet dis met wysheid. Jy as vrou, hou goeie toesig oor jou huishouding. Jy's nie 'n lui vrou nie, want jy Spreuke 31 vir my. Ek het iets geleer, al gee ons jou materiaal, ek weet dit is nie jou sterk punt nie, maar die vet weet jy maak iets daaruit. Al kan ek jou 'n stukkie grond gee, weet ek sal jy voedsel verwek. Al kan ons jou geld in die hand gee, weet ons jy sal iets met dit doen. Daar's 'n ding wat sê, gee 'n vrou 'n man en liefde en sy bring 'n familie voort wat uit God se hand is. Sy vervul daai leemte. Gee haar liefde en sy gee haar alles, plus nog meer vir jou. Haar kinders prys haar en haar man bewonder haar. Manne, daar is 'n knap vroue daar buite, maar laat ander hulle vroue knap noem. Noem jy jou vrou die knapste van al die knappes daar buite.
Sy is die kinders van jou mamma, sy is wie jy gekies het. Sy is die een wie jy die ring gesit het en die belofte gemaak het. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk roem in haar, in die stadspoorte. Die dag as jy in die hemel kom, kan ek vir elke mamma hierdie sê, jy gaan verantwoording voor God doen wat jy met daai kinders gedoen het. Ek kom by die pappas, dit gaan die hardste boodskap wees, wat ek nog ooit in 7 of 8 jaar in hierdie kerk gepreek het. Laat haar werk roem in haar, in die stadspoorte. 1 Petrus 3 vers 4 leer my, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees. En dit is wie my vrou vir my is. Dit het by God groot waarde. Mama, ere aan God, dames, ere aan God oor die skepping van jou in ons almal se lewe. Elke vrou wat hier sit, en julle jong meisies, staan gou vir my op, al die jong vrouens. Almal wat 20 is en jonger, staan gou vir my op. 21, maak het. Lily, how old are you? 24, almal 25, stand up. Somtyds maak ons paas baie foute. Ek is 'n pa, ek het baie foute gemaak in my lewe. Goed wat ek nie oor trots is nie, goed wat ek nooit vir my vyand toewens nie. Pastoor wil jou iets leer van jou mamma. Sy is kosbaar. Sy is wonderlik. Sy is spesiaal. As jy ooit iets wil wees in die lewe, wees nog beter as wie sy vandag is, want sy het haar beste gegee vir jou. Jy moet die legacy vorentoe vat, nog beter en nog sterker. Gaan jy vandag na jou mamma toe en sê vir jou mamma dankie vir wat sy in jou belê het. My gebed vir elke jong vrou is in my hart en hierdie woord is dat jy, enig as jy 'n man het, en jy kinders, dat jy jou kinders sal kerk toe vat. Hulle sal onderrig en leer wat dit is om God te dien. Wanneer dinge swaar is en moeilik is en jy kan dinge nie onthou nie, onthou altyd wat het mamma gesê en wat het mamma gedoen, want jy gaan lees die boek Spreuke, hy praat van daai vrou, hy praat van haar wysheid. Daar's 'n plek onder die son vir jou gegee om ook onderrig te gee. En jy vat alles wat in jou is en pas dit toe en gaan verder in die lewe as wat vir jou gegee was. Onthou, sy het haar beste gedoen in 'n era van nou. Die era's verander en jy gaan nog beter doen en mag julle kinders eendag nog beter doen as julle. Julle kan vir my sit. Al die jong seuns, 25 en younger, staan vir my. Ek staan agter die klavier en ek weet nie wat het ek gespeel nie. Ek het so lank as klavier gespeel, maar ek het baie foute gemaak. Prys die Here. Kyk, as ek 'n ding eers slide, jy weet, ek ignore. Toe ek in die kerk kom en ek sien jou in die kerk, ek kry trane en ek weet pappa en mamma's nie eens hier nie. En ek weet pappa en mamma's nie eens hier nie, maar hier staan 'n jong man wat kerk toe gekom het. Elke jong seun in die kerk. Maak nie saak wat mamma in haar lewe verkeerd gedoen het nie. Sy bly jou mamma. Wees lief vir haar. Hoe jy haar nou hanteer, is hoe jy eendag jou vrou gaan hanteer. Wees lief vir haar. Luister as sy praat. Sê vir haar dankie wie jy is vandag. 'n Mamma gaan jou nie net geld in die hand stop om van jou ontslae te raak nie, sy gaan jou eerder wil liefde gee en wysheid. Ek worry nie oor rykdom nie. Ek worry oor 'n siel. Mamma het geworry oor jou siel. Gaan na jou mamma toe en sê, mamma, ek is lief vir jou, vir wie jy is. Sê vir haar dankie vir die opofferings wat sy ook al eens vir jou gemaak het.
En ek hoop julle jong manne het bietjie julle sakgeld vir 2 maande gespaar om haar vandag uit te vat vir ete. Hy het nie gesê groot mans nie. Luister na die preek. Julle manne kan sit. Ek gaan afsluit, ek gaan regtig afsluit en dan gaan ek vir Lisel gee en dan gaan ek vir die voorsangers gee. Mamma, jy is gekies as iemand wat deur God uitgekies is. Jy het 'n belangrike rol om te vervul. Al is jy enkel lopend, al is dit wat in die lewe, al is jy getroud, al het jy wat, fulfill jou rol, participate, neem deel aan jou reis. 'n Kind bly jou kind. Jy het 'n belangrike rol om te vervul, jy's voorberei vir vreugde en seer kry, maar tog om die pad van God aan jou kinders te kom voorskryf. To the world, you are just a mother. To your husband, you are the proud wife to remain. To your children, the best mom ever. But to the whole household together, you, mom, are the world. Gelukkige Moedersdag aan elke moeder. Mag die Here julle seën en julle vashou